Ons Vader, Here, dankie vir hierdie lekker asemhaal na 'n lang dag. Lekker ontspan en saam met mekaar wees en om die woord te kan oopmaak en daai te kan delf en op te diep. Here, U wil. En Here, help ons asseblief om te verstaan, help ons asseblief om ons harte, ons koppe oop te maak. Here, Heilige Gees, werk in ons. Elkeen van ons en my ook en Here, ek bid dat U soos ons deur hierdie verhale en deur hierdie stories gaan, hierdie episodes wat Lukas vertel, Here, dat ons die gerammel onder die grond sal voel. En dat ons die wind van die Heilige Gees in ons gesig sal voel waai. En ek bid, Here, dat U sal werk met ons in ons harte. En Here, dat U sal voortgaan om alles binne ons te vernuwe. Soos wat Paulus sê, Here, dat U ons dan raak ons uiterlik elke dag 'n bietjie ouer, dat U ons innerlik elke dag nuwer maak en nuwer maak en nuwer maak. Dankie daarvoor, Here. Ek bid sommer vir almal van ons vandag wat sommer net voel, nou die eerste keer dat 'n bietjie asemhaal. Ek voel dat U vra dat U ons regtig sal laat voel hoe ons U genade inasem en net 'n bietjie kan ontspan. Ons bid dit in Jesus naam en almal sê amen. Righty. Okay, volgende week is die grand finale. Dis die 6de aand en dan maak ons klaar. Drini. Waar's dit Drini? Jy verjaar vanaand. Dis Willem. Jy kan hom nie na 'n plek toe vat nie. Wie verjaar nog vandag? Kan jy gesien? Dis net Drini wat verjaar. Kom skryf lekker hande klap. Nou, wat baie spesiaal is van jou Drini is ons gaan nooit vir iemand geluk sê in hierdie plek nie. So dis of miskien begin ons 'n nuwe tradisie vanaand, who knows. Maar in elk geval baie geluk. Daar was nog baie sonder Willem. Okay. Kom ons by Handelinge 20. En ons het nou onthou Paulus is besig waar mense nou besig? Hoe reis hy nou? Hy is besig met sy derde sendingreis, né? Goed, so aan die einde van hoofstuk 18 begin die derde sendingreis. En hy's daar bo deur Tarsus. Kom ons sit daai kaart sommer vir ons op, dan kan ons mooi sien. Daar's hy. So, derde sendingreis, daar's Antiochië, Woep daarbo, Derbe, Lystra, Iconium, Antiochië en dan gaan hy daarbo na Troas toe. En dan gaan hy daar die volgende kaart nou ook hier. O, daar's hy, ja. Daarso is hy, daar's in Troas en dan gaan hy daar oor na Griekeland toe en dis min of meer daar waar die ding nou afspeel. So ons is hierso in hoofstuk 20. Hy gaan so kom ons lees dan eers 'n paar verse. Ons sien nou wat gebeur daar. So ons eindig ons het eintlik, sorry man, derde sendingreis van Antiochië af eers Efese toe gegaan, hè. Vergeet daai ander lyntjies wat jy daar sien. Volg net daai dingetjie. Alright, so van Antiochië af daar in Efese. En hoe lank het hy in Efese gebly? Hoeveel? 3 jaar, ja. Okay. Handelinge 19 sê eintlik hoeveel? Dit klink amper soos 2 jaar en 'n bietjie en dan sê hoofstuk 20 sê hoeveel? Sê 3 jaar, né? Nee. So dis 3 jaar, is heeltemal reg. En dan vandag van Efese af is hy toe moet hy 'n pad gee daar so natuurlik ouer gewoonte, weet ou gewoonte sterf nie, moeilikheid. Dan sê hy dan Troas toe en dan sê daar deur en dit is min of meer waar ons nou is. So nou sê op pad terug. Wel hy's daar nou in Griekeland op die oomblik. So kom ons kyk wat gebeur. So ons is hier in Handelinge 20. Die jaar is omtrent 56, 57. Right. Nadat die oproer bedaar het Paulus die gelowiges bymekaar geroep en hulle moed ingepraat. Daarna het hy hulle gegroet en Macedonië toe vertrek. Op sy reis deur daardie gebiede, so hy's nou van Troas af, né? Het die gelowiges telkens met sy prediking bemoedig. Hy kom toe in Griekeland aan, so waar in Griekeland, die noorde van Griekeland, daar in Macedonië. Onthou altyd die noorde was Macedonië, hulle onthou daai, né? En die Grieke is die suide is Agaia, groot stede in die noorde, Neapolis die hawe, Filippi, Thessalonika, Berea, suide, wat is die twee belangrikste? Agaia. Kom julle weet eintlik, regtig. En net 'n bietjie waagmoed. Ontwaak net so 'n bietjie na die lang dag. Athene en Korinthe, né? Ja, dis reg. Athene en Korinthe. So, dan sê middel van vers, net voor vers 3 begin. Hy kom toe in Griekeland aan waar hy 3 maande gebly het, so hy nou daardeur gereis.
sien net hoe vinnig skiem Lukas oor hierdie gedeelte, né? Want ons het gesê die derde sendingreis is sy fokus veral op Efese gewees, né? Op Efese waar hy lang tyd deurgebring het en dan eindig dit ook nog 'n bietjie in Milete, wat ook naby Efese is. Julle gaan nou sien, fokus hy al sy aandag. Wat het intussen toe aan die einde van die tweede sendingreis vir Aquila en Priscilla afgelaai het? Waar het hulle afgelaai? Kan jy onthou? In Efese, né? As jy dink oor die derde sendingreis, die antwoord is altyd Efese. Alright. Toe kom hy terug. Hy begin weer in waar bly hy vir 3 jaar? Efese. Alright. En wat het Aquila en Priscilla intussen gedoen in Efese? Ja, behalwe gebly. Hulle die wêreld geëvangeliseer, die wêreld aan die brand gesteek en heel moontlik vanuit die bediening van Efese het baie van die ander gemeentes in Klein-Asië tot stand gekom. Ons dink dis 'n baie groot waarskynlikheid. Right. Toe in Griekeland kom, het 3 maande daar gebly, toe hy op vertrek staan Sirië toe, het hy van die Joodse komplot teen hom te hore gekom en besluit om deur Macedonië terug te gaan. So wat bedoel Lukas hierby? So wat hulle by die vorige sendingreis gedoen het, hier van Korinthe of van Athene af, is hulle van daar af. Kyk, dit is wat daai rooi pyltjie wys, is die tweede sendingreis, né? So hulle wys van Griekeland af het hy soontoe gegaan en toe terug gegaan huis toe. So al wat Lukas nou sê is, hy kon nie soontoe gaan nie, hy het van 'n komplot gehoor, so hy moes al die pad weer deur Macedonië teruggaan. Alright. Hy was nie bang vir stap nie, hoor. Duisende kilometers gestap. Vir hom is om nou regtig op 'n dag jou discovery punte op te maak, gaan nie vir hom 'n groot issue wees nie. Hy doen dit net so. Hy sou superpunte by discovery gehad het. Hy sou 'n superheld gewees het. En toe hy op sy vertrek gestaan het Sirië toe, het hy van 'n Joodse komplot hier om te hore gekom en dit besluit om deur Macedonië teruggegaan. Pyrrhus, die seun van Sopater van Berea, het saam met Paulus gereik en ook Aristarchos en Secundus, albei van Thessalonika, Gaius van Derbe. So Derbe is daar in Galasiese omgewing, né? Dit is waar hy deur is. Dis die laaste stad wat hulle besoek het op sy eerste sendingreis voordat hy teruggegaan het. En ook Timoteus, asook Tychicus, Trofimus, albei van die provinsie Asië. So julle sien hierso Paulus, jy sien met die tyd dan gee die skrywers van die Nuwe Testament vir so 'n glimpse. Paulus klink baie soos 'n regte lone ranger, né? En as jy al hierdie ouens lees wat saam met hom was, hy was nie alleen nie. Hy het mense saam met hom gehad die hele tyd. In elk geval was dom om alleen te reis. So jy het anyway nooit alleen gereis nie. Julle ons kan gerus op 'n slag daaroor praat. Daar is omdat die gevaar so op die Joodse paaie het hulle op die hoofpaaie in elk geval het die ouens elke 1000 tree het die Romeine 'n tipe van 'n mylteken gehad en so elke paar kilometer omtrent 'n dagreis uitmekaar het hulle 'n klein tavernes gehad waar jy kon oorslaap op die aande. Maar daai tavernes was nie altyd veilige plekke nie. Daar was rowers, jy het saam met ouens in een kamer geslaap. Daar was rowers, dit was na nag, jy moes jou eie goed, jy moet maar bo op het slaap. En seker maak, jy weet, niemand vat jou goed nie. As jy by 'n nuwe omdat ons baie gevare op pad was, veral rowers en mense wat mense ontvoer het. Op die minder gegoede paadjies, of die meer minor paadjies, was regtig baie gevaarlik. En om daardie rede het mense honde aangehou. Nou ons het heelwat antieke skrywers wat vir ons skryf oor wat 'n soort honde mense aangehou. Dit was monsters wat hulle geteel het om seker te maak hulle is veilig. So as jy in 'n nuwe village dorpie inkom, daar was heeltyd gevaarlike diere en goed wat jy voor ons pas op. So dit was nie, hierdie gereisery was nie 'n speletjie gewees nie. So jy moes, dit was regtig waar boonbaar by die feit dat jy moeg was en dat jy fisies baie stamina moes gehad het, was dit regtig nie vandag se tipe paai wat wat hier in Boardwalk Meander gestap en 'n bietjie gaan stap nie. Dis bietjie iets anders. So dan sien jy in vers 5, dan skryf Lukas hierso, hulle het vooruit gegaan en in Troas vir ons gewag. So dit beteken hy het van daar af het Paulus hulle vooruit gegaan, boem, dan Troas, daar wag hulle vir Lukas en vir al die ander ouens. Sommige net so interessant, as jy terug aan die einde van die vorige vers toe, as jy die ouens se name daar noem, Gaius van Derbe, Timoteus, ook Tychicus, Trofimus. Kyk, julle kan, as julle wil,
hou julle hande in daar by dinges Handelinge. Dan ek blaai sommer vir julle na 2 Timoteus 4 toe. 4 vers 20 iewers moet dit wees. Dan staan daar Erastus het in Korinthe agtergebly. Nou dis nou 2 Timoteus, né? Dit so waarvan praat Paulus nou? Hy praat van hierdie reis. Sodat ouens in Korinthe agtergebly. Dat ouens in Korinthe agtergebly, Erastus, Trofimus het ek siek in Milete agtergelaat. So wat het gebeur? Hulle het mekaar aan Troas gekry en van toe af waarheen is hulle? Suid, daar's Efese. Waar's Milete? Kan julle Milete sien daar? My oë is hy daai? Ja. Okay, so Paulus wil nie by daar deur Efese gaan nie want dit laaste veel drama daar gehad, maar daar in Milete stop hy en van daar af is hy terug huis toe. So vir wie het hy daar agtergelaat? Vir Trofimus. Het hy siek in Milete agtergelaat, né? Terloops, ook een van die tekens wat ons sien dat Paulus het nie altyd almal genees nie, né? Hy Trofimus was siek geweest. En dan sê hy, doen jou bes om nog voor die winter te kom. Dit skryf hy nou vir Timoteus. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en al die broers stuur vir jou groete, die Here sal by jou wees en so meer. So dit is sommer net so 'n bietjie interessant. Ek dink ek gaan dit wys nie, maar daar is dit nou. Goed. Dan sien ons in vers 6, so die ouens wag nou in Troas, vers 6, die fees van die ongesuurde brood het ons in Filippi. Na die fees van die ongesuurde brood het ons van Filippi af met 'n skip vertrek en 5 dae later by hulle in Troas aangekom. Daar het ons 7 dae gebly. Right. So hulle is nou in Troas, vers 7. Ons het die Sondag bymekaar gekom vir gemeenskaplike maaltyd. Paulus het die gelowiges toegespreek en aangesien dat die volgende dag se vertrek het tot middernag toe aangehou en daar was heel wat lampe in die bovertrek en dan daai ou daar's van die slaap geraak, en dan val hy uit die venster uit van die tweede verdieping af en dan bid Paulus vir hom en dan word hy wakker en dan kyk Paulus of hy hom weer kan doodbreek, want toe gaan hy net aan reg deur die nag. Dit is maar die bin waarmee predikante loop. Mense sterf as die preek gewoonlik en hulle sit en slaap en lyk of hulle dood is in elk geval. Soos baie van julle nou lyk op hierdie oomblik. Nee, meer regtig, julle lyk baie meer lewendig. En so dit bring ons dan in vers 13. Ons het vooruit per skip na Assos toe vertrek waar ons, let op hierdie ons van Lukas, né? Hy's nou by, Lukas is by. Waar ons vir Paulus aan boord sou neem. Dit was sy opdrag omdat hy self oor die land daarin wou gaan. Hy het ons toe in Assos gekry, ons het hom aan boord geneem en in Milete toe, Mytilene toe gevaar. Daarvan het ons die volgende dag verder gevaar reg oor Chios gekom. Die dag daarna het ons Samos bereik en toe nog 'n dag later Milete. So nou is hulle daar in Milete, julle weet nou op die kaart waar hy is, né? Goed. Nou hier gebeur 'n baie belangrike ding. Paulus besluit om by Efese verby te vaar sodat hy nie die tyd in die provinsie Asië sou verloor nie, want hy was haastig om as dit kon op Pinksterdag in Jerusalem te wees. So hy wou graag daar wees vir 'n belangrike feesdag, waarskynlik omdat dat dit kan gebruik as 'n evangelisasie onder die Jode en sommer kan aansluit by Pinksterdag en ook saam met die gelowiges kan vier. So van vers 17 van Milete af het Paulus 'n boodskap na Efese toe gestuur om die ouderlinge van die gemeente te laat roep. Alright. So onthou nou hy het 3 jaar in Efese deurgebring. So hier is 'n belangrike plek vir hom. Hy het die brief, hy het 'n hele paar briewe waarskynlik uit Efese uitgeskryf. So hierdie gemeente is hom na in die hart, is die plek waar hy langste gebly het. En vers 18 toe hulle by hom kom sê hy vir hulle. So hier kom 'n lang toespraak, dis 'n afskeidstoespraak. Jy kan sien Paulus sê op 'n later stadium hy weet hy gaan hierdie mense nie weer sien nie. So hy sê toe vir hulle, julle weet hoe ek die hele tyd van die eerste dag af dat ek in die provinsie Asië gekom het onder julle geleef het. Hoe ek die Here in alle nederigheid gedien het, te midde van droefheid weens die vervolging wat ek deur die komplotte van die Jode moes verduur. Julle weet dat ek niks teruggehou het wat vir julle voordelig kon wees. Toe ek by julle in die openbaar gepreek en julle in julle huise onderrig het. Ek het sowel die Jode as Grieke ernstig vermaan om hulle tot God te bekeer en ons Here Jesus te glo. Nou gaan ek Jerusalem toe. So Paulus gebruik hier 'n baie sentrale deel van sy leierskapstyl. Hy motiveer mense heel eerste deur sy eie lewe. Hy doen dit reg deur. Julle kan as julle 1 Korintiërs onthou wat ons nou in die gemeente behandel, Paulus doen dit 'n hele paar keer. Hy sê vir mense, let op my lewe. As jy en ons nou in Korinte toe sê ons vir mekaar, hy stuur vir Timoteus na hulle toe en dan sê Timoteus gaan julle herinner aan wat? Aan hoe ek leef. So Paulus veral sy swaar kry in sy lyding, Paulus se leierskapmodel is soos volg. Eers jy modelleer
die karakter van Christus. En vir hom was 'n groot deel van dit is die merke op sy lyf. Vir wat hy bereid was om te verduur, hoe hy hard gewerk het, hoe hy nie enige geld van enigiemand geëis het nie, hoe hy homself gegee het. En as hy wil mense motiveer, dan begin hy altyd by homself. Hy sê, onthou julle het my gesien. Julle onthou wat ek kon wees. Ek was 'n fariseer. Ek was besny op die 8ste dag, Filippense 3. Ek het al hierdie voorregte gehad. Ek het dit als prys gegee. Julle het dit voor julle oë gesien gebeur. Ek het nie op geld staat gemaak nie. Ek wou nie geld gehad het nie. Ek het die waarheid van die wêreld afgelê. Ek het die commitment en die opoffering van die kruis voor julle geleef. Van daaruit motiveer hy altyd mense. In 1 Korinte 4 vers 16, volg my voorbeeld, sê hy. 11 vers 1 sê dieselfde, volg my, soos ek Christus volg. Dis Paulus se leierskapmodel. En daarom as jy, dit maak nie saak of jy in die besigheid leiding gee, of in die kerk leiding gee, of in 'n selgroep, of waar ook al nie, dis die maklikste ding om mense te motiveer wat vir jou sê, as jy vir hulle sê, man, doen wat ek doen. Dit werk vir my. As ek dit kan doen, kan jy dit ook doen. Dis die beste voorbeeld. En dit beteken nie, hierdie is 'n antieke tyd, mense het anders gekyk na seker tipe goed, so dis nie 'n brag sessie wat jy doen nie, dink hoe jy dit gepas kan doen, maar help mense verstaan, of liewer kom ek sê so, leef dit wat jy kan voor mense, sodat hulle sodat hulle in jou lewe raak sien waar jy hulle wil lei in Jesus, en wanneer jy uiteindelik motiveer, gebruik jy jou eie voorbeeld. Dis wat Paulus in elk geval doen. En dan sê hy in vers 22, nou gaan ek Jerusalem toe, daartoe gedring deur die Gees. Wat dan met my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my elke dag verseker, dat gevangenskap en vervolging vir my wag. So Paulus weet, ons weet hierdie al teen hierdie tyd lankal van hom, nee, hy stap telkens in die leeu se bek in. Paulus het geestelike vryheid hoër geag as veiligheid. Julle, hier is 'n verskriklike belangrike geestelike beginsel. Wil jy vry wees in die Here? Jy kan nie vryheid en veiligheid eweveel ag nie. As jy veiligheid die hoogste ag, en by the way, veiligheid is nie die hoogste Christelike waarde nie. Dit het COVID ons geleer, as die Bybel het nie ons al lank al geleer het nie. Veiligheid is nie die hoogste waarde nie. Partykeer moet 'n mens vir veiligheid gaan, en veral wanneer jy verantwoordelik is vir mense rondom jou vrou, jou kinders of jou man, natuurlik dan is veiligheid 'n belangrike ding, of course. Maar veiligheid is nie die hoogste waarde nie, en as jy wil vryheid beleef, gaan jy in 'n mate jou vrees moet verloor vir risiko. Dis die 2 V's. Lees Galasiërs, die hele boek oor vryheid, ons het in Revolusie het ons 'n bietjie daaroor gepraat. Maar dis regtig waar. Jy leer, jy ontdek 'n ander kant van die Here, jy beleef sy krag, sy bonatuurlike werking, sy bystand, ook selfs, ek wil dit waag om te sê, sy wonderwerkende krag, beleef jy wanneer jy dit nodig het. Wanneer het jy dit nodig? Wanneer jy nie veilig is nie. As jy veilig is, het jy dit nie nodig nie. En ons leef so geweldig veilig, dat ons God se belewenis nie altyd meer het nie. En ek sê dit nie as 'n kategoriese stelling nie, maar ek dink ek preek meer vir myself as vir enigiemand anders. So dit beteken dat enige vorm van geestelike groei involve risiko. Of dit nou sommer net is om te leer om jou gevoelens te kan deel met jou man of met jou vrou. Dis 'n risiko, maar dis hoe jy groei. Geen groei sonder risiko nie, en dit is waarom die evangelies, veral die sinoptiese evangelies, trouwens Johannes doen dit eintlik nog meer as die sinoptiese evangelies, so 'n belangrike ding van geloof maak. Want dapperheid is 'n verskriklike belangrike punt, maar die Nuwe Testament self praat nie regtig direk van dapperheid nie. Die manier hoe die Nuwe Testament dan gaan praat, is hy praat van geloof. As jy geloof het, dan skrik jy nie vir risiko nie. Jy staar nie vas in die dinge rondom jou nie. En dis wat ons sien in die lewe van Paulus, en dit is bevestig reg deur die eeue. In my eie lewe het ek al baie keer dit gesien, waar ek die meeste gegroei het, is waar ek die momentele insig gehad het, of noem dit nou maar, wat is 'n beter manier om dit te verduidelik, die vermoë gehad om partykeer tydelik veiligheid op te gee en my hele gesin in die Here se hande te plaas en te sê, Here, kom ons doen hierdie ding. Dis wanneer ek en my gesin
regtig die Here die heel meeste beleef het. En jou kinders moet ook involve word daarin. Hulle moet ook leer. Ons is nie dit ma en pa is dan vir jou veiligheid en jy moenie onnodige risiko's neem nie. Dis baie belangrike deel van opvoeding. Maar as jy met my kinders vandag praat, dan sal hulle vir jou vertel van hierdie belewennisse wat ons gehad het. Waar ons geen heenkome gehad het baie keer nie. Waar ons waar ons net op die Here moes vertrou. En dit is 'n baie belangrike deel van ons eie geestelike ontwikkeling. Alright. So ons sien in vers 22, dis nou gesê, so hy gaan Jerusalem toe gedring deur die Gees, en dan weet hy daar word gevangenskap en vervolging op hom wag. Maar hoor wat sê hy dan vers 24, maar al is my lewe vir my kosbaar. So dis nie dat sy lewe vir hom niks beteken nie. Dis nie net veiligheid vir hom geen rol speel nie. Sê hy's nie stupid nie. Natuurlik, weet oorweeg jy goed. Maar hy sê dis altyd die oorwegende faktor op grond waarvan hy die besluit neem is altyd die koninkryk. Wat gaan vir die koninkryk meer winsgewend wees? Wat gaan vir die koninkryk die beste wees? Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie. As ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak. En dis om die evangelie van God se genade te verkondig. So hierso sê Paulus, dis nie net hy sy lewe nie value nie. Hy value sy lewe. Natuurlik. Enige denkende mens sal. Maar as iets anders wat hy meer value as sy lewe. En dit is daai vrede om te kan sê wat ek doen ek vir die Here. Wat ek het 'n taak en ek is besig om daai taak te voltooi. Ek leef in my meaning. Ek leef in my roeping. En dit is waarom hy in 2 Timoteus dan eindig hy, dis nou jare later, so 4-5 jaar later, dalk 6-7 jaar later, sê hy hierdie bekende woorde 4 vers 6, 2 Timoteus 4:6, wat my betref, ek word al reeds as drankoffer uitgegee, die tyd vir my dood is voor die deur. So hy is in gevangenskap in Rome, hy is op sy einde. En dan sê hy net hierdie, dis amper as hy 'n sug van verligting gee. Hy sê ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig end uit volgehou. Wie van julle het Book of Eli gesien? So 3 van julle. Hy eindig met daai gebed. Waar hy sê, I've run the race. Ek kan nie onthou die tweede sinnetjie in Engels as hy sê I've kept the faith. Dis 'n absolute hoendervleis 'n ding om te kyk. Maar dan goed, so hy value sy lewe, maar hy value die gemoedsrus en die feit, die wete dat hy weet God glimlag oor sy lewe wanneer hy hierdie ding doen. Selfs al is daar vervolging wat vir hom wag, wat hy meer value as sy vrees vir vervolging is daai wete. Ek is binne die wil van die Here. Ek doen wat vir hom, ek reageer in liefde teenoor hom soos wat hy teenoor my in liefde reageer het. En in vers 25 ek het onder julle almal rondgegaan en die koninkryk van God verkondig. Maar nou weet ek dat julle my nie weer sal sien nie. Daarom verklaar ek vandag dat dit nie my skuld is as enigeen van julle verlore gaan nie, want ek het nie nagelaat om die heilsplan van God in sy volle omvang aan julle te verkondig nie. Pas julle self op. Sy afskeidswoorde, né? Dit kry nogal ander betekenis as jy sien dis sy afskeidswoorde hierdie. Pas julle self op. En die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg. Wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy seun. Hier is een van die min verse in Handelinge waar Lukas pertinent sê ons word verlos deur die bloed van Christus. Want ons sal dit vir mekaar gesê, né, dat Lukas maak nie 'n groot ding van die kruis nie. Dis nie omdat dit in sy kop nie 'n groot ding is nie. Dis net hy vertel meer die storie as wat hy noodwendig 'n teologie ontwikkel rondom die kruis. Vers 29. Ek weet dat daar na my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Hoor net hierdie stuk realisme rondom Paulus. Ek laat nie in die Here se hande, maar ek weet ten spyte van dit, julle gaan moet beklei vir julle geestelike vryheid. Daar gaan mense onder julle inkom en hulle gaan dreig om die gemeente uitmekaar te skeer. En vriende, dit is vandag nog regtig die gevaar van die kerk, dat onenigheid 'n gemeente in twee kan skeer en dit ons het al so baie dit vir mekaar gesê, maar dit is so jammer dat jy in soveel gemeentes kom waar daar totale onenigheid is en waar hierdie wolwe dit reg gekry het om onenigheid te saai. En dan sê hy vers 30, ja, uit julle geleerdheid sal daar mense na vore kom wat met leuns die gelowiges agter hulle sal probeer verlei. Vers 31, wees waaksaam. Dis 'n belangrike ding by Paulus hierdie. So Lukas erken dit. Hy gebruik in Paulus se toesprake gebruik hy baie van die
die woordeskat wat Paulus actually in sy briewe gebruik, wat vir jou sê, dis heel waarskynlik redelik akkuraat wat hy rapporteer. Dis 'n baie belangrike ding vir Paulus hier, wees waaksaam. Onthou dat ek elkeen van julle 3 jaar lank onderrig het, aanhoudend, dag en nag, baie keer met trane. Jy kan sien hierdie ding, om vir mense te predik, om vir mense te lei, was nie vir Paulus net 'n kopstorie nie. Sy hart was hierin. Baie keer met trane. Jy kan Paulus nog nie indink as iemand wat huil nie. Maar jy sien hier by hom, veral in sy briewe, as hy die woord parakalo gebruik, waar hy baie keer Afrikaanse vertaling sê, nou doen ek 'n beroep op julle. Dis gewoonlik daai woordjie wat gebruik word in die praatjies teenwoordige tyd, indikatief aktief. Dis 'n woord dis 'n vreeslike mooi woord wat Eugene Peterson sê, dis asof hy rondom 'n koffietafel met jou sit, rondom 'n koppie koffie, en hy praat met 'n vriend persoonlik, en hy kyk in die oë, letterlik met trane in sy oë, en hy sê, ek pleit by jou. Jy weet, doen hierdie, maak so ter wille van Christus. En ons sien dit hierso, dat hy het 'n sagte hart gehad. Hy sê, maar nou vertrou ek julle aan God toe, en aan die woord van sy genade. Die woord is magtig, om julle op te bou en in julle seëninge te laat deel wat hy aan die gelowiges as erfdeel beloof het. Hy sê vir hulle, julle bly agter, daar gaan wolwe om julle inkom, maar daar's een ding wat julle kan vashou, wat die Here kan gebruik om julle te bewaar, en dit is sy woord. Hou vas aan sy woord, hou vas aan die boodskap. Ek het niemand se geld of klere begeer nie. Hier keer hy terug na sy eie voorbeeld toe. Julle weet self dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was gesorg het. Deur met hierdie 2 hande vir my te werk. Dan sien hy staan op die strand en hy sê vir hulle, hierdie hande. Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk. Hoekom moet ons hard werk? Kyk daar, sodat ons die armes kan help. Dis hoekom Paulus sê moet hard werk. Paulus het 'n baie goeie werksetiek gehad. Hy was nie lui nie. Hy sê hard werk, nie om jou eie goed te vergader nie. Hy sê ons moet hard werk ter wille van die armes. Want hoe harder jy werk, hoe meer het jy om vir die armes te gee. Hy sê dit in Efesiërs ook. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê om te gee maak mens gelukkiger om te ontvang. Nadat Paulus dit gesê het, het hy saam met hulle almal gekniel en gebid. Almal het baie gehuil en hom omhels en gesoen. Hulle was veral hartseer omdat hy gesê het dat hulle hom nie weer sou sien nie. Daarna is hulle saam met hom na die skip toe. Nou reis hulle Jerusalem toe. Nadat ons swaar van hulle afskeid geneem het, het ons aan boord gegaan. Ons het reguit koers gehou by die eiland Kos, by die eiland Kos aangekom. Die volgende dag het ons Rodos bereik en daarvan af by Patara aangekom. Daar het ons 'n skip gekry wat Fenisië toe sou vaar. Ons het aan boord gegaan. Ons het Siprus in sig gekry. Net gou daar Siprus, né? So hulle reis nou van daar iewers af na 'n eilandjie of daar af reis hulle nou. Daar Siprus, so hulle sê hulle is pad Fenisië toe, so Fenisië was daar iewers. Dan net daar onder Seleukië, so hulle is daar, hulle het Siprus nou in sig gekry. Daar's so Siprus. Waar was ons nou? Ek het my vers verloor hierso. Vers 3, dankie. Dankie Annelie. Ons het Siprus in sig gekry en is in die suidekant daarvan verby Sirië toe. In Tyrus, dis net suid van Fenisië, dis nie noord van Sidon bedoel ek. In Tyrus waar die skip sy vrag moes aflaai, het ons afgeklim. Ons het die gelowiges na Tyrus was omtrent daar iewers, daar's Tyrus en daar's Sidon. Dis waar Jesus die Sirofenisiese vrou gekry het. Ons het die gelowiges dan in die middel van vers 4 deur die Gees gelei, het hulle vir Paulus gesê om nie na Jerusalem toe te gaan nie. So het hulle agtergekom dat Paulus in hoofstuk 20 het gesê, deur die Gees gelei moet jy Jerusalem toe gaan. Onthou dit daai. Nou staan nie, deur die Gees gelei sê die mense vir my, hulle moenie gaan nie. Wat beteken dit? Reg na mekaar te bespreek dit. Geef my die antwoord wat ek ook weet. So wat nee. Yes, dankie. So ek dink regtig dis op die regte trek. So hoekom dis in ooreenstemming met die bediening van die Gees om die koninkryk te laat kom en nie die mense te vrees nie en te gaan na Jerusalem toe nie vir vervolging terug te staan nie, né? Ja of nee? Ja, natuurlik. Maar net so in ooreenstemming met die Gees is dit om te gee vir jou medebroers en hulle van gevaar af te wil weghou.
Natuurlik. So albei is in lyn met die Gees. Die Gees help jou om te care. En daarom, die Gees gelei sê die een ouens, dis nie omdat dit gaan nie hier oor wat die inspraak van die Gees hier gaan nie oor die eindbestemming nie. Hy het bloot die Gees maak Paulus gewillig om te lei en die Gees maak die mense gewillig om te care oor Paulus. Hallo, as julle weet nie as ek dit sê. OK. Nie so ingewikkeld nie, né? So. Vers 5. Toe die 7 dae verby was, het ons verder gereis en hulle het almal met hulle vrouens en kinders saam met ons tot buitekant die stad gekom. Ons het op die strand gekniel en gebid. Julle moet net kyk in Handelinge hoeveel keer bid die ouens saam. As hulle afskeid neem. Ja, dan dis net as jy oë uitvee en bid hulle weer. En van mekaar afskeid geneem. Daarna het ons aan boord gegaan en hulle het omgedraai huis toe. So hulle is nou daar iewers in Tyrus and something. So waar hulle nou suid gaan, hulle daarna na Caesarea toe gaan, né? En want Caesarea is deel van die provinsie Judea. Dis waar die Romeinse dinge is legioene gewoon het wat in Jerusalem eintlik moes toesig hou. So vers 8, die volgende dag het ons vertrek en in Caesarea aangekom. Ons het die evangelis Filippus, hy daar gewoon, Filippus het in Caesarea gewoon, een van die 7 opgesoek en hom tuis gegaan. Hy het 4 ongetroude dogters gehad wat die gawe besit het om te profeteer. Nadat ons al reeds 'n paar dae daar was, het daar 'n profeet met die naam Agabus van Judea af aangekom. Hy het na ons toe gekom, Paulus gordel gevat, sy eie hande en voete daarmee vasgebind en gesê: "So sê die Heilige Gees." Hier is ons weer. Die Jode sal in Jerusalem die eienaar van hierdie gordel vasbind en hom aan die heidene uitlewer. Toe ons dit hoor, het ons en die mense daar vir Paulus gesmeek. So hierdie is nie met die mense daar in Milete nie, né? Dit is nie die mense hier in Caesarea. Gesmeek om nie na Jerusalem toe te gaan nie. Toe antwoord Paulus hulle: "Waarom wil julle my hart sag maak met julle trane? Met julle gehuil," so daar eintlik staan. "Terwille van die naam van Jesus is ek bereid om in Jerusalem nie net gevange geneem te word nie, maar selfs ook te sterwe." Toe ons hom nie kon oorreed nie, het ons daarin berus en gesê: "Laat die wil van die Here geskied." Na 'n paar dae het ons voorbereidings afgehandel en na Jerusalem toe vertrek. Party van die gelowiges het van Caesarea af saam met ons gegaan. Hulle het by Mnason, hulle het ons by Mnason gebring wat oorspronklik van Siprus afkomstig was en wat van vroeg af reeds 'n gelowige was. By hom sou ons aan tuis gaan. So in vers 17 by ons aankoms in Jerusalem het die broers ons hartlik ontvang. So nou is hy terug. Nou is Paulus vir die eerste keer terug in die Joodse gemeenskap, né? Julle is met my. Goed. OK. Die volgende dag het ons saam met Paulus na Jakobus toe gegaan. So Jakobus was die groot kokkedoor in Jerusalem. Dit weet ons nou al, né? Petrus was baie belangrik, Johannes was belangrik, maar Jakobus, he was the main man. Al die ouderlinge was daar teenwoordig. So die hele leierskap, alles. Nou onthou nou die spanning wat daar was tussen die Jode en die heidene die heeltyd, né? En hoe Paulus met die Jode moeilikheid opgetel het. Hier is uiteraard net die Joodse Christene wat in Jerusalem is. So al die ouderlinge was daar teenwoordig. Vers 19. Paulus het hulle gegroet en in besonderhede vertel wat God deur sy diens onder die heidene gedoen het. Toe hulle dit hoor, het hulle God geprys. So hulle was bly daaroor, né? En vir Paulus gesê: "Jy sien broer, hier's duisende Jode wat gelowig geword het, maar almal onderhou die wet van Moses nog stiptelik." Onthou jy ons het dit vir mekaar gesê, né? Dat die Jode wat tot geloof gekom het in Christus, hulle was steeds Jode gewees, want hulle het geglo Jesus is die Messias. So hulle het nie opgehou om hulle kulturele praktyke te beoefen nie. Hulle het steeds tempel toe gegaan, hulle het steeds geoffer. Hulle het steeds, maar nie meer oor dieselfde motivering nie. Hulle het nie meer gedoen omdat om vir hulle sondes boete te doen nie. Dit is bloot deel van hulle Joodse erfenis gewees. So hulle was steeds goeie Jode gewees. En so nou vertel hulle vir Paulus, nou wys hulle hom net daarop, vers 21. Hulle het gehoor dat jy al die Jode wat onder die heidene woon leer om die wet van Moses van die wet van Moses af te sien. Jy sou hulle geleer het om nie meer kinders te laat besny nie en om nie die Joodse gebruike te onderhou nie. So nou sê hulle net, Paulus, ons prys die Here oor wat jy doen. Dis great wat jy doen, maar jou bediening het vir ons 'n bietjie moeilikheid veroorsaak. Want ons leer nou vir ons Joodse Christene hierso, hulle kan nou maar net Jode wees, hulle moet in Jesus glo, moet vashou aan hom, nie die wet onderhou as gevolg van wettisisme nie, as gevolg van dieselfde redes van Moses nie. Ons het nou nuwe wet en daai wet is Christus, maar julle is nog Jode, julle kan nog julle praktyke onderhou. Maar nou hoor hulle van Paulus wat ook 'n Jood is, hy was 'n Fariseer geweest, julle onthou dit, né? Wat nou ewe skielik vir al die heidene vertel hulle hoef hulle self nie laat besny nie. Nou is daar, nou hoor hierdie Jode anti-Jood klanke. So nou is hulle Joodse nasionalisme flair nou so 'n bietjie op en wonder hulle, okay, maar jy Paulus, jy maak dit bietjie vir ons moeilik. Kan jy ons nie net help om ons mense bietjie tot gerus te bring dat hulle okay is om Jode te wees nie?
En dan sê vers 22, wat moet ons nou doen? Hulle sal beslis te hore kom dat jy hier is. Maak nou soos ons vir jou sê. Hier by ons is daar 4 mans wat 'n gelofte afgelê het. So dis nou als Joodse ouens, né, wat nou 'n Joodse gelofte afgelê het. Neem hulle saam met jou vir die reinigingshandeling en betaal die koste daarvan sodat hulle hare kan laat afsny. Dan sal almal weet dat nie een van die gerugte wat oor jou versprei word waar is nie, maar dat jy jouself die wet onderhou. Ons het tog vir al die gelowiges wat vroeër heidene was, laat weet van ons besluit dat hulle nie die vleis van afgod geoffer is en bloed wat in 'n dier verwrig is moet eet nie, en dat hulle onsedelikheid moet vermy, maar ook daarmee saam dat hulle self nie hoef te laat beslei nie, né? Want hierdie is eintlik net 'n herhaling van Handelinge 15, daai vergadering. Onthou jy daai? Alright, goed. Vers 26. Die volgende dag het Paulus toe die manne geneem en die reinigingshandeling saam met hulle verrig. Hy het tempel toe gegaan en kennis gegee op watter dag die reiniging verby sou wees, wanneer die offer vir elkeen van hulle gebring sou moes word. So Paulus sê te hulle, "Oké, ek is nou hier by julle. Wat julle nou hier doen is belangrik." So nou hierdie selfe Paulus wat nou bereid is om hierdie wetsvoorskrifte na te kom, in die heidene beklei hy dat hulle dit nie hoef te doen nie. Onthou hulle in Galasië, die hele Galasiërs fight, né? Waaroor het dit gegaan? Maar dit is nie net Joodse Christene nie. Dit was Joodse Christen dwaalleraars gewees, né, wat gesê het, nee ouens, julle moet Jesus aanneem uit genade, maar julle moet die wet onderhou as 'n voltooiing van julle eie karakter en vir julle eie redding vir julle mens wees. Hierdie ouens doen dit nie vir dieselfde rede nie. So daarom sien ons eintlik hoe flexible Paulus is. Want hy sê vir die Galasiërs, as julle laat besny, sal Christus vir julle geen betekenis hê nie. Julle breek julle band met Christus, sê in Galasiërs 5. Nou hierdie ouens kom, maar hulle is kosher. Ek bedoel letterlik. Hulle is Christelik kosher. Hulle het Jesus. Hulle verstaan die genade. Hulle weet hulle hoef nie die wet te onderhou nie, maar hulle is Jode. So hulle leef in hierdie kulturele omgewing. So hulle probeer sê, Paulus, jy's so 'n gesagvolle figuur. Die ouens kyk op na jou. Hulle hoor wat jy aanvang en dat jy die heidene nie dwing om hulself te besny nie. Wys net van jy's nog 'n goeie Jood sodat hulle kan relax. En Paulus sê, man, ek doen enigiets om julle te help met julle bediening. En hy doen die ding en dis presies wat hy bedoel in 1 Korintiërs 9 as hy sê, ek het vir die Jode soos 'n Jood geword. En vir die sonder die wet, soos die sonder die wet. Dis waarvan hy praat. Hy's nie 'n verkleermannetjie nie. Hy hou by die evangelie. So ter wille van die hart van die evangelie, sal hy sekere geloofspraktyke soos die Jode nakom, sodat hy toegang tot hulle kan hê. Vir dieselfde evangelie, sal hy onder die heidene dit alles opgee, sy Arameese opgee, sy Joodse gewoontes opgee, sodat hy ingang kan hê tot hulle. Onthou julle dit? En dis hoekom hy in Handelinge 16, terwyl hy vir die Galasiërs gesê het, julle mag julle nie laat besny nie, in Handelinge 16 besny vir Timoteus, né? Hoekom? Want hulle gaan na die Jode toe. En hy wil graag hê Timoteus moet ingang hê. So sien julle, hier's vrek baie om te leer uit vir ons as Christene. Ons moet daarom baie versigtig wees. Versigtig is nie die regte woord nie. Baie clarity hê oor wat is die hart van die evangelie en wat is kulturele gewoontes wat ons vanuit ons tradisionele verstaan van goed doop as Christelike gewoontes. Maar wat nie noodwendig hoef te wees nie. Ag ek bedoel daar's baie voorbeelde, ons kan praat van kleredrag in die ou dae, jy weet, en jy kan of musiek of jy kan enige ding wat enige voorkeur wat vir jou belangrik is, kan jy kanoniseer waarmee jy die ander mense weer vasbind. En so dis 'n baie belangrike ding. Paulus praat baie mooi daarvan in Romeine 14 en 15. Waar hy praat oor die grys areas. Daar's baie kulturele grys areas. En hy sê hierdie goed maak nie saak nie of jy dit nou so doen of jy so doen. Maak seker jy in die hart van die evangelie vas. Maak seker jy verstaan die kruis. Maak seker jy verstaan sondigheid. Maak seker jy verstaan die genade. Maak seker jy verstaan redding deur geloof en genade alleen. Maak seker jy verstaan geestelike groei, die werking van die Heilige Gees in jou lewe deur persoonlike selfopoffering, deur liefde, deur vreugde, deur vrede, deur goedheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dis die hart van die evangelie, geloof, hoop en liefde. Dis die hart. Other than that, met die goedjies rondom dit, jy weet, is dit nie vir hom so 'n vreeslike issue nie. As jy wil, jy weet, as jy die Sabbat wil hou as 'n goeie Christen, doen dit, want jy sê, joh, dis fyn. As jy dit nie wil hou nie, moet nie daai beskuldig wat dit nie wil hou nie. Hy's ook 'n gelowige, hy's 'n broer, hy's 'n suster, sy's 'n suster. Hou mekaar net vas. En so hier sien ons dat Paulus sê vir die ouens, nee, dis fyn. Ek sal dit vir julle doen. En dan doen hy dit, maar dit tel 'n moeilikheid op. Maar dan herken 'n klomp van die Jode hom, dit is nou die nie-Christen Jode,
En hulle erken hom as die ouens as die ou wat die jy weet wat die heidene inbring in Jerusalem en inbring in die koninkryk, en as daar 'n klomp moeilikheid en so aan, en dan rantel hom aan en dan word hy gevange geneem. Die Romeinse garnisoen einde 31 vers 32, hy het onmiddellik die soldaat met offisiere na die oproer toe gehardloop, die skare, die kommandant en die soldate sien dat hulle opgehou om Paulus te slaan. Die kommandant het toe na Paulus gegaan, om gevange geneem en beveel dat hy in kettinge geboei word. En vers 34, die skare het so die mekaar geskreeu dat hy in die lawaai nie kon uitvind wat presies aan die gang is nie. Hy het toe beveel dat Paulus in die kaserne, dis tipe van 'n bar, toegevat word. By die trap van die kaserne het die gepepel so saamgedrong dat die soldate Paulus moes dra. Want al die mense het agterna geloop en geskreeu, weg met hom. Net voor hulle Paulus die kaserne wil inbring, sê hy vir die kommandant, mag ek iets vra? Daarop sê die kommandant, ken jy Grieks? So, okay, kom ons lees eers klaar, dan verduidelik ek. Dan is jy nie die Egiptenaar wat 'n rukkie gelede in opstand gekom het nie. So, die geskiedskrywer Josefus, wat 'n Joodse geskiedskrywer is, sê vir ons in hierdie tyd was daar 'n Egiptenaar gewees wat in Palestina aangekom het en hy het in opstand gekom teen die Romeine en hy het Jerusalem toe gekom en 'n klomp mense bymekaar gemaak en gesê, wie wat ons gaan wag hier tot die regte oomblik tot die mure van Jerusalem sommer net verkrummel soos in die dae van Jerigo en dan gaan ons die Romeine uitjaag en wegjaag en intussen het die Romeine hulle almal uitmekaar gejaag en 'n klomp van hulle doodgemaak, maar die Egiptenaar het ontsnap. Hy en 'n paar van sy ouens in die berge ingevlug. En so hierdie kommandant het Paulus verwar met hierdie Egiptenaar. En so hy sê, so jy ken Grieks, so jy's nie die Egiptenaar nie. Vers 39, daarop antwoord Paulus hom, ek is 'n Jood van Tarsus in Cilicië, 'n burger van 'n belangrike stad. Laat my asseblief toe om die volk toe te spreek. Die kommandant het ingewillig en Paulus het op die trap gaan staan en met sy hand vir die mense gewys om stil te bly. Toe dit baie stil geword het, het hulle in Hebreëus toegespreek. Nou hierdie is 'n demonstrasie van die intellektuele krag van die evangelie. Jy sien in Lukas sien jy 'n klomp tentoonstellings van hoe superieur die Christelike geloof is teenoor heidene gelowe. Jy sien dit in opstande en opstokings wat mense die teenstand van die evangelie kry, maar ten spyte daarvan beweeg die evangelie vorentoe. Jy sien vertonings van krag deur die wonderwerke wat die disippels en die sendelinge doen, en ten spyte van die moeilikheid beweeg die evangelie vorentoe. Jy sien gereeld mense wat tot geloof kom. Lukas sê dit reg deur Handelinge, maar tog is daar daagliks mense by die gemeente gevoeg. En een van die ander tentoonstellings wat ook gebeur is dat die evangelie logies en intellektueel die beste keuse is om te maak. Jy kyk, ek het al vir julle gesê, Handelinge 17 tot 19, ons het dit laas keer gedoen, hoe baie keer word die woordjie redeneer gebruik, né? Lukas is baie mal oor die woord dialegomai, om te redeneer. So, elke keer voer die evangelie boetoon. En die feit dat Paulus hierso Grieks magtig is, en hy is Hebreëus, en dit, by the way, daar was waarskynlik nie Hebreëus, dit waarskynlik Aramees, as daar in die Nuwe Testamentiese tyd en geskrifte gepraat word van Hebreëus, was dit eintlik Aramees. Aramees is baie na in Hebreëus. Dit is letterlik net, as jy Hebreëus kan praat, kan jy eintlik Aramees ook praat. Dis net hier en daar woordeskat en tenses, wat 'n bietjie verskil. Byvoorbeeld, in Aramees sê Jesus in die kruis, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Onthou julle daai? My God, waarom het U my verlaat? Nou, dis Aramees. In Hebreëus is dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. So, dit klink baie dieselfde. Daar's net enkele verbuigings. Alright. So, dan sien ons, hy spreek hulle nou in Aramees toe. En dan begin hy nou 'n toespraak lewer, en hy sê vir hulle in vers 3, hy sê, ek is 'n Jood, wat in Tarsus in Cilicië gebore is, maar ek het hier in Jerusalem groot geword as 'n leerling van Gamaliel, is ek volgens die streng opvatting van die wet van die voorvaders opgevoed, en ek was net so 'n kampvegter vir God, soos julle almal vandag is. Ek wou die mense wat die leer van Christus volg totaal en al uitroei, man sowel as vrouens, het ek gevange geneem en in tronk laat stop. Goed. So, nou, wat het nou hier gebeur met Paulus? Sy eer, onthou hulle het in 'n eerskaamte kultuur geleef, né? So, jy alles het gegaan oor die eie eer. Jy moet jou in die publiek moet mense eer op jou laai. Dis hoe jy 'n goeie naam kan voortsit. Dis hoe jy ingang kry in die gemeenskap rondom jou. Dis hoe jy mense kry om van jou te kom koop, want jy's 'n eerbare mens.
En as skaamte op jou gelaai is, as jy uitgevang het dat jy gejok het of dat jy iets ongier aangevang het of iets wat teen die Joodse kultuur was of teen die Grieks-Romeinse kultuur, dan het jy skaamte oor jou en dan moet jy baie hard werk om jou eer weer te herstel. So wat het hier gebeur? Nou Paulus, vir hom was daai goed nie belangrik geweest nie. Jy kan sien in Filippense 3 dat daai goed beskou hy as gemors, sê hy. Hy beskou dit as verwerplik. Maar hy gebruik die eerskaamte paradigma om ingang te kry na mense toe. Met ander woorde om gesag te kry dat mense na hom sal luister wanneer hy oor die evangelie praat. En dit is presies wat hy hierso doen. Want omdat die skare hom nou in die openbaar aangeraand het, wat het hulle gedoen? Hulle het skaamte oor hom gebring. So gaan hulle nou vir hom luister, ja of nee? Nee. So hy moet sy eer herstel sodat hulle na hom sal luister. Hoe doen hy dit hierso? Hy vertel waar hy vandaan kom. In die antieke tyd het hulle nie kwalifikasies gehad nie. Jy het nie gekom en gesê ek is dokter so en so of hoe ek het 'n M in ingenieurswese of en dink hulle wow, jy's amazing. Daai het niks beteken nie. Jy moes vertel het wat jou geboortestad is en wie jou ouers was. Want goeie ouers het goeie kinders. En eerbare ouers het eerbare kinders. En vrot ouers het vrot kinders. So as jy weet waar jy vandaan kom en daarom noem hy Tarsus, want Tarsus was 'n belangrike stad gewees in die antieke tyd. Xenophon die Griekse ou sê al 4 eeue voor Christus vertel hy al hoe vooruitstrewend Tarsus was en hoe ekonomies en ook filosofies. Daar was groot Grieks retoriese filosofiese skole gewees in Tarsus en dis waar Paulus groot geword het. So hy herstel sy eer voor die mense om te sê, luister, julle dink nou ek is regte skollie, maar kom ek vertel net vir julle, ek kom uit Tarsus. En jy weet, dis waar my ma en pa al gewoon het en so. So hy herstel sy eer, identiteit is sterk gekoppel aan jou herkoms. Nie aan enigiets anders nie. So jy kan nie sommer net in 'n gesprek, jy weet, as jy deel van ons gesprek en mense ken jou nie en jy vertel vir hulle net, jy sê, of hulle kom agter in die gesprek, jy sê, wow, jy's nou 'n CEO van 'n groot maatskappy en jy weet, en jy's een van die top ouens, dan dadelik het hulle respek vir jou. Antieke ouens sou hulle glad nie daaraan gesteer het nie. Hulle het net vir een vraag gevra. Wie is jou ma en pa? Waar kom jy vandaan? O, Johannesburg. Great. Jy weet, nou dis respek vir jou. Want is 'n belangrike plek. So jou eer en identiteit is baie sterk gekoppel aan jou herkoms. So en nou vertel hy vir hulle die hele evangelie, hy begin dit vir hulle uitlê hier van 'n kant af. En dan vertel hy vir hulle, daar's 3 vertellings in Lukas van Paulus se bekering. Handelinge 9, waar Lukas het vertel, hoe Paulus tot geloof kom op die Damaskuspad. En dan hierdie hoofstuk 22, waar Paulus dit self oor vertel. En hoofstuk 26, dan vertel hy dit weer oor, voor Festus en Agrippa. Daarby kom ons volgende week. So hy vertel dit hierso oor, en by the way, kyk 'n bietjie na Handelinge 9, dan gaan jy sien, die groot storie is dieselfde, maar is hier en daar klein verskilletjies. Want jy moet altyd die boodskap kontekstualiseer. Jy moet altyd lees met wie praat jy nou, watter dele gaan ek op groter klem lê as jy weet as ander dele. In elk geval, en dan sê hy vir hulle, ek het in geesvervoering geraak dan vers 17 en toe Christus my verskyn en so aan. En toe strip die skare hulle self nie teenstaande al sy pogings heeltemal. In vers 22 is nou hoofstuk 22 vers 22 en hulle het weer begin skree, okay, weg met hom. En so 'n man behoort nie te bly lewe nie, so hulle het woedend kwaad geword, vers 23, hulle het geskreeu, hulle klere uitgepluk, heel moontlik omdat hulle hom wil begin stenig, want ouens wat hulle klere uittrek gaan gewoonlik iemand stenig, en hulle het stof in die lug opgegooi. Stof in die lug opgegooi is 'n soort van 'n bygelowige tipe ding van jy cover yourself, jy weet, die oneer of die goddelike oordeel wat nou op Paulus neerkom, moet net nie op ons neerkom nie. En hoe doen hulle dit? Hulle vat stof en hulle gooi dit in die lug en hulle staan in die stof. En die soort van wie van julle se oumas en oupas het sout so oor hulle skouer gegooi? Kan hulle daai onthou? Nou dis 'n bygeloof daai, né, van jy weet ek's nou gecover. Dis so 'n bietjie van dieselfde, né? So hulle gooi die stof in die lug, hulle wil net seker maak hierdie skorrie-morrie het jy weet gaan nie op ons afsmeer nie. Okay, nou is nou 'n hele lang storie hierso. Toe vers 28 sê die kommandant, vers 27, die kommandant gaan vra toe vir Paulus, sê vir my as jy 'n Romeinse burger, want okay, so hy besef toe, ek moet vir Paulus bietjie laat voeter en hom net aan die praat kry sodat ek kan hoor wat is die groot hoe nou? Jy weet waaroor gaan hierdie nou? Met ons het nou voorheen gesien, die ou weet nog steeds jy lekker wat aangaan nie. Hy sien net hierdie ouens is besig om dit almal heeltemal te lose maar hy weet nie regtig wat hier in die gang is nie.
Maar toe sê net voor hulle omslaan, toe sê Paulus, "Hoorie, maar ek's 'n Romeinse burger." Toe skrik hulle hom dood, toe gaan sê die ou vir die kommandant. Dan vra die kommandant vir hom, "Hoorie, sê jy's 'n Romeinse burger?" "Ja," antwoord Paulus. Toe sê die kommandant, "Ek het 'n groot som geld betaal om burgerreg te kry." En dan sê Paulus, "Maar ek het dit deur geboorte gekry." Nou hierso julle sien die kommandant se, dis nou interessant as jy kyk na 23 vers 25. Ons gaan nou teruggaan na die vorige deel toe. Dan skryf hy 'n brief met die volgende inhoud van Claudius Lysias. Dis die kommandant se naam, Claudius Lysias, né? So Lysias sê vir ons hy was 'n Griek. So hy was nie 'n Romeinse burger van geboorte af nie. Nou jy kon 'n groot som geld betaal en so die naam Claudius is waarskynlik die naam van keiser Claudius wat hy aangeneem het tydens die regering van koning Claudius, want Claudius het regeer van 49 tot 54. Van 41 tot 54. En so hierdie ou was waarskynlik in daai tyd moes hy sy Romeinse burgerskap gekry het en hy neem toe die naam Claudius aan as net om as 'n Romeinse naam te hê. En dan vers 29, die soldate wat vir Paulus moes geesel het hom dadelik losgemaak en selfs die kommandant het bang geword toe hy besef Paulus is 'n Romeinse burger en het hulle hom laat boei het. Want daar's hulle was bewus van ten minste 2 wette, Lex Porcia het iets te maak met 'n vark, maar ek weet nie presies wat nie. Lex Porcia en Lex Julia wat albei gesê het 'n Romeinse burger mag jy nie gesel sonder toestemming van die keiser nie. So hulle maak hom toe nou los en maar Paulus is nie vrygelaat nie. En in hoofstuk 23 is hy voor die Joodse raad en ons sê daarso Paulus het die lede van die Joodse raad vierkantig in die oë gekyk en gesê: "Broers, ek het heeltemal 'n skoon gewete oor hoe ek vandag toe my lewe in diens van God gelei het." Dus vir hom 'n groot stuk gemoedsrus daai. En dan sê hy: "Toe beveel die hoëpriester Ananias die mense wat by Paulus staan om hom op sy mond te slaan. Daarop sê Paulus vir hom: God gaan jou slaan, jou skynheilige. Jy sit hier om my volgens ons wet te verhoor, maar in stryd met wat die wet beveel, jy dat ek geslaan moet word." Die mense wat by Paulus staan sê vir hom: "Skel jy ons hoëpriester van God uit?" Daarop antwoord hy: "O gits, ek het nie geweet hy is die hoëpriester nie." Broers, dit soos daar geskrywe staan, jy mag nie leier van jou volk beledig nie. Nou daar kom uit Exodus 22 somewhere, né? En so wat doen hy? Hy gehoorsaam die wet om vir hulle te wys ek's 'n goeie Jood, ek's 'n wetsgehoorsame Jood, ek is nie 'n rebel nie. En die boodskap wat ek het om te hoor is vir julle die moeite werd om na te luister. So Paulus het geweet dat die raad deels en toe verander hy sy strategie, want toe hy sien hy dreig om hy beledig die hoëpriester, toe weet hy ek het die Jew boys nou hier verloor. Jy weet hulle gaan nou vir my luister nie. En toe verander hy 'n bietjie sy strategie. Hy sien toe, wag 'n bietjie, hier Sadduseërs en Fariseërs wat hier so rond staan. Toe besluit hy, hier's 'n nuwe plan. Hy roep toe in die raad uit: "Broers, ek is 'n Fariseer en ek kom uit die familie van Fariseërs. Dis oor die verwagting dat die dooies weer sal opstaan dat ek verhoor word." Onmiddellik is daar chaos. Daai Jew boys val vir dit. Hulle is van die Fariseërs en die Sadduseërs het 'n hengse fight opgesit altyd oor die opstanding, né? Die Fariseërs nie opstanding geglo, die Sadduseërs nie opstanding geglo nie. So die oomblik toe Paulus noem opstanding, toe vergeet hulle van Paulus en hulle sien net die Sadduseërs hier by hulle en die Sadduseërs sien net die Fariseërs en hulle is daar in mekaar se hare in. In vers 7, toe hy dit sê, is daar ruzie tussen die Sadduseërs ontstaan en die vergadering het verdeeld geraak. En dis presies wat hy wou gehad het. En dan sien ons net in vers 11 staan daar: "Daardie nag het die Here by Paulus gestaan en vir hom gesê: Hou moed. Hier in Jerusalem sal jy vir my getuig. So moet jy in Rome ook nog doen." So hy sê vir Paulus: "Relax net. Jy weet, jy getuig hier in Jerusalem vir my en jy gaan nog in Rome uitkom, daar waar jy graag wou uitkom. Moenie stres nie. Byt vas, hou moed." 'n Ding wat jy nogal hierso baie mooi sien is daai "so moet jy dit in Rome ook nog doen" is 'n tipiese stylfiguur van Lukas. Lukas in die evangelie en in Handelinge maak 'n baie belangrike ding daarvan dat die geskiedenis heilsgeskiedenis is. Nou julle onthou nou daar, ons nou al 'n paar keer dit vir mekaar gesê. So
Dit beteken dat die geskiedenis behoort aan die Here. God is besig om die geskiedenis te bestuur in 'n rigting. Hy is besig om die geskiedenis te skryf. Hy hou die geskiedenis in sy hand en alles gebeur volgens sy raadsplan. En daarom is daar so 'n klein kort Griekse woordjie wat Lukas die hele tyd gebruik. En dis die Griekse woordjie dei. D-E-I, dei. En met daai kort woordjie het net so lank betekenis. Dit beteken dis noodsaaklik dat. Of dit beteken moet. Dit beteken dis volgens die plan. Dit moet gebeur. Dis hoe dit moes plaasvind. In die Lukas evangelie as Lukas daarop gepraat van dat Jesus op pad Jerusalem is toe en Jesus praat en hy sê hoe die seun van die mens moet ly, dis die woordjie dei wat daar gebruik word, maar dit word van hoofstuk 1 van Lukas af gebruik tot aan die einde van die evangelie en in Handelinge. So dis 'n manier waarop Lukas die hele tyd sê hierdie moet gebeur, dis volgens God se plan, dit is volgens God se wil. Al hierdie goed, byt vas, hou moed, alles gebeur volgens God se raadsplan. En dit is wat jy hierso sien, is dieselfde woordjie wat hierso gebruik word. So vers 12, die volgende dag het die Jode 'n komplot teen Paulus gesmee, asof dit nou 'n nuwe ding is. En vers 16, maar die seun van Paulus se suster het gehoor van die plan om hom voor te lê en kaserne toe gekom en dit vir Paulus gaan vertel. So jy sien Paulus is nog steeds in die kaserne, né? Want onthou julle ons het vir julle gesê, in die antieke tyd, in die eerste eeu was daar nie oral tronke gewees nie. Mense was in boeye gewees. 'n Desmios. So jy's nie oral in 'n sel opgesluit nie. So jy's in boeye gehou, sommer net iewers waar daar 'n groot ruimte was waar daar 'n soldaat voor die deur kon staan en jy kon oppas. So jy's daar gehou, hy's in 'n aanneming daar gehou. Daar is plekkies met tronke. En ek het al vir julle gesê Filippi is een van hulle gewees, maar jy sien hierso hy's nie in die tronk nie, alhoewel alhoewel as 'n gevange gehou word, maar is in die kaserne. Goed. En dan as die ouens nog net steeds besig met die sameswering en dan vers 23, dan sien ons die kommandant het toe 2 kapteins geroep en hulle beveel maak 200 soldate, 70 perderyters en 200 spiesvegters gereed om teen 9 uur vanaand na Caesarea toe te gaan. So, waar is hulle nou op die oomblik? Ja, in Jerusalem, né? En so hoekom wil hulle hom Caesarea toe vat? Want hulle wil hom nou keiser toe vat, maar dis ook in Caesarea, wel, ek het nog nie formeel op die keiser beroep nie, hy het wel gesê hy's 'n Romeinse burger. Maar in Caesarea is waar die Joodse legioene was en in Caesarea is waar die Romeinse prokurator was, né? So Pontius Pilatus in Jesus tyd het in Caesarea gewoon. Trouwens as jy vandag Caesarea toe gaan, dan sien jy daar's 'n inskripsie aan Pontius Pilatus. Trouwens dis baie exciting. As jy vandag Caesarea toe gaan, as jy in 1 jaar saam met ons weer Israel toe gaan, saam met En Route, dan gaan ons weer Caesarea toe. En dan jy kan letterlik daar die raadsaal se fondasie sien. Ons weet presies waar Paulus verhoor is. Jy kan die strepe net daar trek. Dis volgens die inskripsies presies duidelik waar dit was. Sodat hy Paulus veilig na Felix, die goewerneur toe kan bring. Alright. So dan verskyn hy voor Felix in hoofstuk 24. Dan kom Tertullus in 24 vers 2, dis 'n nie-gelowige, hy maak 'n toespraak teen Paulus. Terloops, daar's 4 toesprake in Handelinge, het ons dit gesê vir mekaar, deur nie-gelowiges. Het ons, okay, great. So die ene is Handelinge 5, is Gamaliel, Handelinge 19 is die stadsklerk in Efese, wat die skare tot bedaring bring. Tertullus is hierso in hoofstuk 24, is die derde ene, wat die aanklag teen Paulus, hy is soort van die staatsaanklaer, hy kla vir Paulus aan, en in hoofstuk 25 is dit Festus, die een wat vir Felix opvolg. So dan sien ons in elk geval nou, so hierdie maak nou 'n groot saak, hierso teen Paulus, en dan maak hy nou so ding klaar, en dan sien ons in vers 10, sê ons, op 'n teken van die goewerneur, het Paulus toe begin praat. So Paulus begin homself nou hier verdedig, en dan sê hy, ek weet dat u al jare lank hierdie mense se regter is, daarom verdedig ek my saak voor u met vertroue. En dan gaan hy nou aan, dan stel hy nou sy hele saak hierso, en dan sien ons in vers 24, na 'n paar dae het Felix en sy Joodse vrou Drusilla Paulus laat haal om meer van hom te hoor oor die geloof in Christus Jesus. Nou dis interessant dat daai wys vir ons in Felix se gedagtes was Paulus eintlik onskuldig. Hy het nie eintlik verder ge-worry oor Paulus verhoor so vreeslik nie. Hy het Paulus nou aangehoor, hy het vir Tertullus aangehoor. Maar soort van sy eie oë is hy nou half
eintlik onskuldig. So wat maak hulle nou met Paulus? Hulle tyd verdryf is nou met Paulus bietjie te hoor. So wat is interessant goed wat jy vertel oor Jesus? En dan staan daar, Paulus het met hom gepraat oor 'n lewe in gehoorsaamheid aan God, oor selfbeheersing en oor komende oordeel. Het jy al ooit, as jy die evangelie vir iemand in een sinnetjie moet opsom, sal jy hierdie woorde gebruik? Hoekom gebruik Paulus hierdie woorde? Want dit is wat die rykes moet hoor. Hulle moet hoor, hulle moet in gehoorsaamheid aan God leef. Hulle kan nie net indulge in hulle rykdom nie, hulle moet selfbeheers leef en hulle moet en as 'n oordeel wat kom en selfs die ryk magtiges gaan onder God se oordeel staan. So dis Paulus se angle van die evangelie. So hy sê, weet jy, almal van ons is onderdanig aan God se heerskappy, aan Christus se heerskappy. En so dit is soort van sy die punt waar hy begin. Of ten minste van dit wat hy vir dit beteken nie hy het nie oor genade en oor die kruisdood gepraat nie. Maar onthou, wat het ons mekaar gesê? Die evangelie, die eerste stukkie geloofsbelijdenis van die vroeë kerk was wat? Christus is die Here, né? Dit was die evangelie vir die eerste gelowiges gewees. Natuurlik was die kruisiging deel van dit, maar in Handelinge sien jy heeltyd dis die heerskap van Christus wat die evangelie verkondiging vooruitvat. En natuurlik praat hulle oor die kruisdood ook. Jy sien dit in byna elke toespraak in Handelinge. Die opstanding is primêr, maar die kruisdood word ook geïmpliseer. En so sekerlik was dit deel van die ding gewees, maar wat wil Lukas hierdeur sê? Paulus was nie bang om vir die rykes en die magtiges te sê wat hulle moet hoor nie. Hy gee nie vir hulle net eenvoudige maklike evangelie nie. So hy probeer vir hulle sê, as jy onder die heerskappe leef van Christus, dan beteken dit, U Majesteit Felix, jy moet gehoorsaam wees. Maak nie saak wie jy is nie. Net soos wat mense aan jou gehoorsaam moet jy aan Christus gehoorsaam wees. Dit beteken jy moet selfbeheers lewe. Jy kan nie net indulge in jou rykdom nie en in jou mag nie. En derdens, daar's 'n oordeel wat kom en selfs jy wat oor mense uitsprake lewer, jy gaan ook geoordeel word. So dit is die ding, hulle praat vandag oor, dis een van die groot waardes van die Christelike geloof in die politieke wêreld vandag, speaking truth to power. Ware gelowiges het in die geskiedenis dit nog altyd reg gekry om die waarheid te praat teenoor gesag, speaking truth to power. En dit is wat Paulus hier so besig is om te doen. So in vers 26 sê hy, uit die hele tyd ook hoop, kom ek lees net eers, middel van vers 25 na daai stukkie, dit het Felix laat bang word en hy het gesê, dis nou genoeg, gaan maar terug, en as ek tyd het sal ek jou weer laat roep. Hy het eintlik oor die hele tyd gehoop, Paulus sou vir hom omkoopgeld aanbied om los te kom. Daarom het hy hom so dikwels moontlik laat haal om met hom te praat. Nou hier is belangrik, vers 27, 2 jaar later is Felix deur Porcius Festus opgevolg, maar Felix is nou onthef. So vir 2 jaar was daar nie 'n prokurator. Hier laat Lukas dit baie klink asof Felix, jy weet, is letterlik deur Porcius vervang. Maar dit het nie gebeur nie. Dit is omtrent aan die einde van die jaar 57 dat Felix onthef is van sy amp. Ons weet nie, baie mense vermoed hy het siek geword en selfs dood gegaan. Ek dink nie die laasgenoemde is so seker nie, maar ten minste siek geword en hy is onthef van sy amp of hy het bedank uit sy amp uit. En toe vir 2 jaar lank sit Paulus in Caesarea. En hy wag. Nou, hy sit nie net ledig rond nie. Jy kan sien, hy is besig om left, right en sentrum die ouens te praat oor die evangelie. En dan sien ons dit in die middel van vers 27, en omdat Felix die Jode 'n guns wou bewys, het hy Paulus as gevange agtergelaat. 3 dae na sy aankoms in die provinsie het Festus, so dis nou 2 jaar later, né? So dis nou tussen vers 27 en hoofstuk 25 het 2 jaar verloop. So hier's Festus. Porcius Festus, hy is die in Porcius beteken vark, né? So beteken varkie Festus, so sy naam. Ek wonder hoekom. Hy dalk gelyk soos 'n McDonald's aanhanger. 'n Goeie McDonald's kliënt, consumer. So 3 dae na sy aankoms in die provinsie het Festus van Caesarea af Jerusalem toe gegaan. Die priesterhoofde en die leiers van die Jode het voor hom verskyn en 'n aanklag teen Paulus ingebring wat hom ernstig versoek om hulle guns te bewys en Paulus na Jerusalem toe te laat haal. Gats, het ek nou, ja, okay, so dis die einde van hoofstuk 24. Nee, right. Ek dink ons gaan hier stop. Of kom ons hoor eers. Ekskuus, ek het gedink ek moet tot ek gaan so lekker aan, ek dog terwyl ek nou op Paulus gaan ek sommer aan 25 ook. Maar kom ek hoor gou eers Bella. Enige comments, enige vrae, enige iets wat ons oor kan gesels. Anything. Ek het nou Hengselot baie awesome gebruik en nou kan julle so 'n bietjie awesome teruggebruik.
So, comments, questions? Niks nie. Draai nou mekaar toe, chat gou net hier oor, as jy so luister net na vanaand, as jy luister na die verhaal, as jy raak lees wat jy raak gelees het, wat val by jou op, waar hoor jy die Here se stem, wat hoor jy hom sê vir jou, gesels gou daaroor. Want jy's heeltemal reg, Paulus het geen voortdurende direkte inspraak van God nodig gehad nie. Dit wat die Here reeds aan hom geopenbaar het in Jesus was hom heeltemal genoeg. Dit is genoeg om hom te dryf en sy besluitneming te vorm. Jy sien 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Ek kan nie onthou of ons toe ons laasweek hoofstuk 16 gedoen het of ons ek dink nie ek het daarna verwys nie. Maar kom ons kyk net gou 'n blaai net vinnig net 'n bietjie aan te sluit by jou baie sinvolle opmerking. Hoofstuk 16 vers 6. Hoofstuk 16 vers 6. Daarna het hulle in die gebied van Frigië en Galasië gereis omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Maar daai verhinder deur die Heilige Gees is waarskynlik deur teenstand. Nou, hulle het nie noodwendig 'n visioen of 'n ding gekry nie, maar kyk nou verder. Toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Betanië toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. Hulle het toe deur Misië gereis en na Troas toe gegaan. Daar het Paulus se gesig gesien. Nou so die manier hoe die Gees, nou hier is die belangrike ding. Die manier die kommentare reken dat dit is heeltemal 'n normale teenstand wat Paulus hulle gekry het. Dit is waarom hulle gegaan het nie, maar dit was vir hom die Gees, né? Met ander woorde, die Gees werk organies sowel as direk met direkte inspraak. En trouwens as Jesus praat oor hoe die koninkryk vooruitgaan, dan gebruik hy organiese taal. Hy sê dis soos 'n saadjie wat in die grond val en die boom groei en hy sê nie ja, kyk as die koninkryk net, dit is net wonderwerke voor en agter en God gaan heeltyd met jou praat nie. Dit werk organies. Met ander woorde, in die wat soos die gewone lewe lyk, is die Gees direk betrokke. En hy lei jou direk. Maar dit gaan nie altyd vir jou voel soos 'n goddelike inspraak nie. Dis net die lewe en dis jou besluitneming. En onthou, as jy Jakobus 1 lees, as enigiemand van julle wysheid kort kom, moet jy dit van God bid. Nou hoekom sal enigiemand wysheid kort kom as die Here die hele tyd met jou direk praat? Die manier hoe die Gees jou lei is deur goddelike wysheid. Dit beteken nie hy kan nie direk ingryp in jou visioen gee, hy kan dit doen, maar dit is die hoogste uitsondering, hoor. Selfs in Bybelse tyd is dit die hoogste uitsondering. As jy ek dink altyd aan ou soos Noag. Ek weet nie of ek het sou gemaak het as ek Noag was nie. Die Here het een keer in hom verskyn en toe 120 jaar lank bou hy 'n boot in die woestyn. Imagine that. En as die ouens my spot na 80 jaar gaan ek begin dink, was dit regtig, Here? Ek weet nie, ek dink daai aand ek het my vrou te fight gehad, ek het 'n klip in my skoen gehad, ek het te veel wyn gedrink, ek het baie rooi vleis geëet. Ek weet nie wat die Here was nie. Die Here het nooit met hom gepraat nie. Maar hy was gehoorsaam en die boot gebou en uiteindelik was hy bly die boot gebou. En soos in ons lewens ook. En weet julle hoe baie mense skryf daaroor, baie gelowiges getuig daaroor, dat in hulle jong geloofsdae beleef hulle direkte ingrype van die Here baie keer. En dan soos wat hulle ouer word in die geloof, neem dit af. En dis nie omdat God se aktiwiteit afneem nie. Dis net jy word nou groot. Jy kan nie meer heeltyd net jou lewe bou op gevoelens en direkte belewennisse en goed nie. Nou moet jy op jou eie krag voortgaan. Die Here het homself mos aan jou geopenbaar. So move nou. Jy weet, doen jou ding. In Eksodus 15 is daar 'n baie interessante stukkie waar toe die Israeliete, jy weet, hier is die dooie see voor hulle en hier kom die Egiptenare agter en almal het tot die Here geskree en gepleit. Die Amplified Bible sê 'n baie mooi ding. Moses sê vir die Israeliete, stop praying and start moving. Ja, hou nou op bid. Doen net wat jy moet doen. Jy weet, bedoel nie ons moet nie bid nie. Ek bedoel net, die punt is, daar kom 'n punt wat jy weet mos nou wat die regte ding is. Jy het mos die evangelie. So doen wat jy moet doen. Okay, maar hoe weet ek wat die regte besluit? Wel, dis waar wysheid inkom, want dit is deur ervaring en wysheid van die mense rondom jou in gebed, mense wat jou hande vashou en saam met jou bid en vir jou leer en dat jy foute maak en weer probeer. Dis hoe die Gees jou leer. En dis hoe die stem van die Here al hoe duideliker word. So dis nie altyd
deur middel van 'n direkte ingrypie wat die Here jou lei nie. Hy's organies, maar persoonlik betrokke in jou lewe. So dankie. Dit is 'n baie goeie insig. So Paulus het nie hy het nie elke aand 'n droom gehad nie. Jy weet, maar as hy dit nie gehad het nie, dan het hy gedoen wat hy moet doen. Dis so eenvoudig soos dit. Die evangelie was genoeg petrol in sy tank om hom vorentoe te stuur. Dankie, baie dankie vir daai. Yes, wat nog? Nog ietsie? Ja. Ja. Dankie. Ja. Daai is 'n baie goeie punt. Onthou julle? Nou dis een van die maniere waarop Lukas tentoonstel hoe betroubaar sy skrywe is. Want in vroeg-Griekse geskiedskrywing, hoe meer toesprake jy kon weergee, hoe meer is jy geag as 'n betroubare persoon wat rapporteer wat aangaan. Ons het daar gepraat, né, dat daar's 8 toesprake van Petrus, daar's 9 toesprake van Paulus, daar's 2 deur Jakobus in 15 en 21, daar's 4 deur ongelowiges, daar's 'n lang een deur Stefanus. En as jy net die hooftoesprake vat in Handelinge, dan beslaan dit 22% van die boek. As jy al die toesprake bysit, is dit oor die 50% van die teks van Lukas. So toesprake is ongelooflik belangrik vir Lukas en is een van die tentoonstellings van goeie geskiedskrywing. Is dat dit is 'n manier waarop Lukas wou sê, hierdie is betroubaar. Kyk al die toesprake wat hierin is. Dit beteken ook hy het bronne gehad tot sy beskikking wat betroubaar was. So Lukas gebruik ten minste 4 bronne. Hy gebruik Filippus, hy gebruik die stad Caesarea, hy gebruik Antiochië en hy gebruik Paulus. Dis sy 4 historiese bronne. Waarvan Antiochië dink ek 'n major ding was. So dis 'n so weer eens dankie daarvoor, want anders sou ek dit dan nie, dis hoekom die vraag en antwoord altyd so belangrik is, want ek dan herinner jy my aan goed wat ek dalk moes gesê het en nie gesê het nie. Ek wou nog iets oor die toesprake gesê het, ek kan nie onthou wat dit nou was nie. Ek seker nou onthou. Maar ja, dis 'n baie goeie opmerking daai. Daar is so, net soos die toesprake, is daar sekere retoriese konvensies wat as jy dit nie weet nie, gaan jy nie verstaan nie. So byvoorbeeld in Efesiërs, Plato was in die Griekse wêreld bekend as die mees gesagvolle filosoof gewees, né? So hy het altyd lang sinne gebruik. Hy het veral in byvoorbeeld in Gorgias en in Republic gebruik hy sy eerste sin is 'n lang Griekse sin met baie partisipium vorm. Nou Paulus doen dieselfde in Efesiërs. Hy vers 3 tot 15 is een sin. Nou ons Afrikaanse vertaling het hom afgebreek, so omtrent 10 sinne in 'n Afrikaanse vertaling. Maar Grieks is dit net een sin. So as Lukas met die ouens in Efese praat, wat wil hy sê? Hy sê hier volg regtig serieus intellektueel goed wat julle moet in ag neem. Dis vrek belangrik hierdie. So wat doen hy? Hy gebruik Plato se konvensie. So as mense goed nie weet nie, dan mis mense dit baie keer, maar dis 'n bietjie van dieselfde oor die toesprake. Dit is al wat binne daar, dis wat ek wou sê. Dankie. Yes, nog iets sê. Daar agter. Ja. 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 Ja, dis so 'n insiggewende opmerking en as jy nog meer in ag neem, dis die goed wat ons vra vandag, maak my lewe beter, makliker, veiliger. En weet jy wat? Ons leef in die maklikste tyd in die geskiedenis. Ons leef in die mees vooruitstrewende deel van die geskiedenis. Ons leef in die deel waar mense die meeste regte het in die geskiedenis. Die gemiddelde persoon vandag is 20 keer ryker as sy nasate 150 jaar gelede. En steeds bid ons vir gemak. Paulus het niks gehad nie en hy het nie omgegee nie. So Paulus vra 'n paar keer, byvoorbeeld Efesiërs 6, dan vra hy vir mense, bid ook vir my. Dan dink jy, okay, dankie tog, hy bid uit die tronk uit. Bid net dat jy, dan sê hy, bid dat ek nog meer vrymoedigheid sal hê om die evangelie nog duideliker te verkondig aan hierdie soldate wat my gevange hou hierso. Hy bid nooit om losgelaat te word nie. Die hele Filippense brief, die blydskapbrief, word uit die tronk uit geskryf.
Dan sê hy weer, bid vir my vir vrymoedigheid. Handelinge 4 wat ons gedoen het, dan is hulle voor die Sanhedrin en dan bid die Christene saam, dan sê hulle, Here, kyk hoe dreig hulle ons, bid ons nog meer vrymoedigheid sal hê. So en Paulus, jy's reg oor Paulus. So as hy vra bid vir my, dan bid hy net help my om meer getrou te wees. Hierdie swaar kry is dis deel van die lewe. En onthou vir daai mense, hulle het in die moeilikste tyd van die geskiedenis geleef. Ons het dit al gesê, 90% van die mense het onder die broodlyn geleef. Baie van die groot gros van die mense is as slawe weggevoer later, hulle kon nie hulle skuld afbetaal nie. As jy deel van die 90% was, het jy net eenvoudig, as jy nie op 'n manier jou klein lappie grond wat jy gehad het of geleen het by 'n groot grondbaron kon vrugtevol maak nie, dan is jy op die eind verkoop. Jy en jou kinders en jou vrou en almal as slawe. So dis die vrees waarin 90% van die mense daai tyd geleef het. En dan kry iemand soos Paulus en dan hy kla net nooit nie. Ek moet jou sê, daar's niemand in die Bybel wat my soveel geleer het van nie kla nie. Nie ek sê geleer het as dit verlede is. Nou nog, want ek struggle elke dag daarmee, net soos wat jy nou sê, jy weet. Maar joh, daar's baie te leer daaruit. Ja, dankie. Dis baie goeie punt. Nog iets? Dit hang af hoe groot die skuld was. So uiteraard het jy met die kinders begin, die dogtertjies, het hulle eers verkoop, dan die seentjies, dan jou vrou. En jy sal dalk nog die oudste seun oorgehou het as jy kon, die ma eers laat gaan het. En die nagging wife, nee ek joke. En dan ja, en as die skuld te groot was, as dit nie kon opmaak voor dan jy maar saam gegaan. En jy het nie saam gegaan, jy weet ek bedoel, jy het nie saam as 'n groep gegaan nie, op die mark. Die slawemark is jy dan, jy weet, is 'n ou baie beef vir jou dogter. Jy weet, dan vat hy haar, jy gaan na 'n ander plek toe. Jy weet, so dis nie nee, dis as jy dink ons kry vriende, ons kry nie swaar nie. Ek bedoel dit eerlik. Ek bedoel nie dat ons nie ons eie pyn het waarmee ons moet deel nie. Natuurlik het ons. En natuurlik moet ons mekaar vashou en empaties wees, nee, maar net in terme van sosio-ekonomiese omstandighede. Ons kry nie swaar nie. Regtig waar. Die geskiedenis was nog altyd baie donkerder as wat dit nou is. Dankie daarvoor. Yes. Dalk 'n laaste enetjie. Hoe laat is dit nou? Ja, nog 1 minuut. Laaste een. Ja, of course. Ja, nee, put that in a pipe and smoke it. Jy weet, as jy ja, nee, definitief. Ja, ek dink baie keer hoe ons die vrouens gereageer het van hierdie ouens, jy weet. Toe Abraham vir Sara sê, hoorie nee, ons gaan nie onbekende in. O, is dit? Jy weet, waarheen? Nee, ek weet nie. Actually, sê ons daar is. Jy weet, ek sou vir hom gesê het, okay, gaan jy so lank? Ek lees so lank en as jy weet waar ons gaan, kom sê vir my, maar ek dink dit is interessant. Yes. Die doring in sy vlees. Who knows wat dit regtig is? As jy 10 Nuwe Testament professore het jy 10 opinies oor wat sy doring in die vlees is. Die een van die goed wat mense sê wat jy eintlik wat hy sê dit in 2 Korintiërs 12, nou so as jy een van die dinge wat jy kan aflei uit 2 Korintiërs uit is en dis ding wat jy by Paulus reg deur sien is dat hy hierdie skat in hom ronddra van die evangelie en die meeste mense stel nie belang nie. So daar is ouens wat sê jy weet dit kon moontlik sy doring in die vlees gewees het. Jy weet is maar ek bedoel ek dink is mees waarskynlik een, maar ek sal nie my kop op 'n blok sit dat dit die geval is nie. Maar dit is vir Paulus 'n groot storie dat hy die evangelie het wat die mees waardevolle ding van alles is en mense stel net nie belang nie. Ja, so dis die geestelike boodskap daarvan, né? So wat jy sê is ons hoef nie te weet wat Paulus se doring in die vlees was vir ons om iets uit die boodskap uit vir ons om daai ding toe te pas op onsself nie, né? So die punt is ons het elkeen 'n doring in die vlees, wat dit ook al mag wees en ons moet en ons kan maar deel daarmee. Ja. Sure, my genade is vir genoeg, né? So ja. Nee, dankie. Dankie. Dankie dat jy ons so mooi terugbring aarde toe, want dit is presies wat dit is. OK. Kom ek bid vir ons. Dankie Here.
vir u woord wat vir ons soveel perspektief gee. Ek dink net aan almal se opmerkings nou net. En ek dink, Here, dis so spot on. Dankie dat u woord ons leer om perspektief te kry. Help ons om elke dag te sing en te dans van blydskap dat ons nie net u kan ken nie, maar dat ons in so 'n kom ek sê dit maar, Here, 'n gemaklike deel van die geskiedenis leef. En as ek dit sê, dan weet ek, Here, dis nie hoe ons dit beleef nie. Ek weet ons as mense wat eensaam is, ek weet as mense wat swaar kry, ek weet as mense met geweldige stres leef. Here, ontmoet ons almal asseblief daar. En hou ons vas en staan ons by en help ons veral om mekaar vas te hou in u naam, asseblief. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.